Right, goeiemôre. Nou ek staan hier by Keer Diesel Diefstal. Ek gesels met Chris Davel. Hy gaan bietjie vir ons vertel van 'n paar oplossingkies ensovoorts oor wat hulle doen om hierdie groot probleem wat ons almal het op ons plase, diesel diefstal. Kom ons luister bietjie. Chris, hoe gaan dit? Môre, goed. Dis mooi. Hoorie Chris, eerste vraag. Die ouens steel die diesel. Waartoe gaan hulle met dit? Wat gebeur? Man, kyk, diesel is deesdae nou 'n groot probleem, want die ouens kom agter dat hierdie is 'n baie duur entiteit en die trekkers staan hele werf vol en hulle is op die lande en alles, en as hulle daai diesel steel, hulle gooi dit in 'n gifkan of in 'n 20 liter en hulle noem dit in die bedryf 'n scoop. En hulle maak die scoops deur die week met mekaar en dan sit hulle dit in 'n gat en hulle verkoop die goeders. Maar dit is nie almal wat steel nie. So baie keer het jy 'n vrot appel wat op die plaas kom en hy leer almal. Hierso is 'n manier hoe om geld te maak. Nou as een nou steel, dan kan hy maklik gesplit word. So as hy gesplit word en hy gaan vertel vir die boer, die enigste manier hoe jy 'n ou kan kry dat hy nie split nie, is dat hy moet deel in die vreugde. So as hierdie ou deel in die vreugde, dan moet die ander ouens ook deel in die vreugde, maar nou moet jy genoeg steel sodat 12 ouens deel in die vreugde. Ja. So nou het jy syndikaat op die plaas. En dan almal werk saam. En net soos ek en jy selfone het hulle ook selfone. As die boer ry op die plaas, hy gaan lande toe, dan weet lank voor hy by die lande is, almal weet hy's op pad. Want hierdie ouens stuur die SMS'e en dit gaan so. So wat die ouens doen is hulle maak al die diesel bymekaar, hulle gaan gooi dit in 'n gat naby die pad. Hulle sit 'n koördinaat, 'n pin location koördinaat daar neer. In die nag kom die bakkie of die taxi en hy tel die diesel op, hy los die geld daar en nou het jy 'n supply chain. Met ander woorde, jy het nou basies 'n bedryf. Jy het 'n kommoditeit wat 'n afset het en daai manne skiem off the top, soos hulle sê in Engels. Hulle steel nou gereeld, konstant. So jy hou nou die diesel dop, maar Jy kom nie agter waar se probleem nie. Jy dink nou maar net jou trekkers is bietjie swaarder as ander trekkers en jy sit met 'n syndikaat op jou plaas. En dit is 'n groot probleem. Hoorie maar Chris, sê my gou 'n bietjie, wat doen dit nou aan die tariewe en die dieseltariewe ensovoorts? Wat se effek het dit? Man, kyk, in Suid-Afrika het ons diesel amper verdubbel in 5 weke. Ja. Ons sit nou baie naby 2, 3, 34 rand 'n liter. Dit was 18 rand 'n liter gewees vir ons boere diesel. En die kommoditeit is net nou mal duur. Hulle kan vir jou sê die insetkoste is nou tussen 20 en 35%. Dit hang af van jou kommoditeit of jou gewas wat jy doen. Maar ek sê net dat in Suid-Afrika ons manne was nog altyd ons is so skrikproppe. Jy kan ons afdruk onder, maar ons gaan opklim bo. En ek dink as jy jou insetkoste mooi bestuur en jou diesel en maar al jou goeders, dit gaan nou oor kunsmis, dit gaan oor saad, dit gaan oor al die goed, maar my expertise is diesel. En ek wil graag daar 'n bydrae lewer. Hoorie Chris, nou vertel my nou, wat is die oplossing van die diesel diefstal? Man, as jy net hier so nader kom, ek het 'n klomp produkte gemaak wat mens binne in trekkers installeer. So of trokke of 'n geel masjien of selfs 'n waterpomp, enige ding wat diesel vat. So met ander woorde, hier is nou maar net 'n voorbeeld van 'n Mercedes trok wat ek installeer, maar deel van die prys is ek kom uit na jou plaas toe. So ek kom en ek installeer op jou plaas. Ek sorg dat die hele vloot veilig is. As jy later 'n probleem het, gaan ek dit kom regmaak as die ding lek of daar's 'n issue of hulle slaan hom stukkend. Ja, dit is die ding. Ek sê altyd vir die ouens, kom ons sê jou vrou loop rond, jy's die enigste ou wat nie weet nie. Ja. Jy wil net weet. Ek wil net weet as hulle my blerrie diesel steel. Ja. En so, sit asif in en as hulle hom sluk en slaan, dan weet jy ten minste, jy kan niks aan doen. Jy kan hulle onleer verklikker sit. Jy gaan nie hulle kan fire daaroor nie, maar as hy weer laat kom, dan kan jy hom blaas. Maar kom ons stop die probleem voor dit gebeur. Kom ons stop. Hy is amper asof jy beskerm 'n ou teen homself. Ja. So, as daar 'n gat is
en die finansiële druk is groot genoeg, dan gaan hy dit vat. Kom ons maak die gat. Kom ons maak dit glad. Ja. En dit is my oplossing. Hoorie Chris, baie dankie. Nou wil ek gou oorskakel na Rian toe. Rian het 'n baie interessante masjien hier agter ons, wat hy gaan net 'n bietjie ons gaan van vertel presies wat dit is. Dis slim mense goedie. Rian, vertel my gou 'n bietjie wat is daai? Baie dankie. Ja, so hulle sê 'n leer het altyd twee bene. En op 'n leer het jy aan die een kant het jy 'n leuen en die ander kant het jy 'n geliegery. Nie 'n geliegery nie, jy het 'n leuen. Jy forceer eintlik maar hierdie ou om te lieg. So Chris se produk het 'n ongelooflike groot impak van die projekte wat ons al gedoen het. Ons werk saam. My eerste aanbeveling is gewoonlik, as daar 'n gat is, maak hom toe. Dit het letterlik die grootste impak op die produk. Al wat ons doen is ons meet die impak. Ons sê dat daar is wel 'n probleem, so ons moniteer brandstofverbruik. Koste van beheer moet altyd kleiner wees as voordeel van beheer. Ja. So die voordeel van beheer, veral met die dieselpryse soos wat dit is vandag, is ongelooflik. Soos 'n skaal wat twee kante het. Koste hierdie kant, voordeel daai kant. En hy soos die Engelsman sê, it far outweighs Ja. die voordele daarvan. Maar wat ons hierso het is 'n baie interessante toestel. Ons is ook op 'n ander stalletjie nommer 33 daarso. Ons het al met Farmspice gedeel. Ons het hierdie fuel sense unit wat maar basies op die brandstofmassa tank kom en ons kan hom ook op 'n dieselkar sit. Gewoonlik kom hy in 'n tassie. En as ons deur hierdie stelsel gaan, dan vertel hy vir jou wat se diesel het waarna toe gegaan. En wat baie belangrik is SARS op hierdie stadium. Hy is die ontvanger van inkomste. SARS se wetgewing het nou verander. Die boere het nou 'n voordeel in die sin dat hulle nou 100% van hulle brandstofrabatte kan terugkry, maar dan moet jy verantwoordelik kan verklaring doen daarvan. So dit is wat ons doen. Ons het hierdie stelsel in. Nou kom ons sê in Toyota terme, ek sien hulle is besig om Toyota bakkies daarso bymekaar te maak. Hierdie is ons GR versie. Hierdie is ons Rolls-Royce. Ons sit 'n vrou in die O, is 'n groot man. Dis die groot man. En dan dan koppel ons hom. Jy kan die hele tyd op al jou tanks sien sodra jy 'n transaksie nou klaar gedoen het op hierdie ding. Sien jy daai aerialtjie dit gaan lê in wat ons noem 'n data lake. Ja. So jy kan al jou inligting kry. Jy kan nommer 1 sien, bekry jy die diesel, die transaksie waar jy die diesel ontvang van die dieselverskaffer. Ja. Kry jy die diesel waarvoor jy betaal. As jy 23,000 liter georder het daai ou 23,000 liter in jou tank ingepomp. Maar die transaksie stop nie daar. Elke keer as jy daai nozzle trek, dan het jy 'n transaksie op jou plaas en daai transaksie moet jy die engine ure kry of jou odometer lesing kry. Ja. So en dis essensieel. So die Mahindra version of die ek kan nou seker nie produkte noem nie. Ja. Maar die kleiner version van hierdie is die kleiner Toyota Hilux, die ene wat nie grom nie. En dit is ons Captiva version. So wat baie maklik is, dit is net 'n app wat jy aflaai op jou slimfoon. Jy kan dit maak nie saak of jy op Android is of Apple foon het nie. Jy kan dit aflaai. Ons het op hierdie stadium 'n spesiale aanbod vir boere. Hy kan dit verniet kry vir 'n periode van 'n maand lank. Die stelsel uitprobeer en daarna kan hy ingaan. Maar hy kan altyd later uitbrei na hierdie groter stelsel wat ons nou het. Die groot doel van dit is om aan die boere te help. Ek is baie sentimenteel oor hierdie ouens vat maar die ultimate risiko. Hulle sit die putte in die grond en dan loop en bid hy vir die res. En hulle is onder druk in terme van insetkoste. Die enigste stukkie hulp wat ons boere nog kry van die staat af, is die rabatte. En SARS het nou die wetgewing verander. Ons moet gebruik maak van die geleentheid en verantwoordelik doen. As jy voldoen aan die SARS vereistes, dan gaan jy outomaties 'n besparing hê. Maar daai besparing gaan jy slegs moontlik maak deur die gate toe te maak. Soos wat Chris sê, ons het 'n projek gedoen met 1000 voertuie en daar gemiddeld 30% van die diesel het weggeraak. Daar was geen beheer nie. Die grootste impak wat ons gehad het op die projek was met Chris se stelsel, was om die gate toe te maak. Maar wat ons gedoen het, ons het dit gemeet. Want om te meet is om te weet en om te weet is om te bestuur. Dit is om iets aan die probleem te doen.
Okay. Hoor jy Rian? Baie dankie vir die gesels. Sê my net gou, gee gou vir my daai mic weer vir Chris asseblief. Ek wil net gou hoor Chris, julle stalletjie nommer? Man, ek is nie seker nie, dit is 9HC. 9HC. Ja. Okay, hoor jy Chris, Rian, baie dankie vir die gesels. Wat is hy? Right, so keer diesel diefstal. Hoe wen ons nou met wat aangaan met die dieselrabatte? Hoe wen ons die dieselrabatte? Kom kuier hier by keer diesel diefstal. Hierdie ouens het die kennis. As jy hulle wil kom kry, kyk op jou Nampo app, sit FIG 3 in, FIG3. Dan kom jy by hierdie ouens uit, kom gesels met Chris en Rian, hulle het die kennis oor dit. Kom praat met hulle oor hoe kan ons die beste uit die dieselrabatte uitkry. Ek's Hanu van Farm Spice. Mooi dag.